almal wat bietjie later ingekom het. Voordat ons vanoggend ons gebedsmoment doen, het ek gedink, dit sal net reg wees om dalk so bietjie te spog namens iemand wat nie self sou spog nie. As julle asseblief my na foto sal opsit. Van julle sou al miskien gehoor het dat Derek die laaste ruk, eintlik al vir die laaste paar jaar bietjie die parkrun doen, maar die laaste ruk het daar ekstra motivering gekom en hy het so stadig maar seker meer en meer in die week begin draf, begin op 5 km en toe 10 km 2 keer 'n week. En vir enige van julle wat gister by die Grove Mall was, sou julle gesien het, daar was baie hardlopers en Derek was een van hierdie hardlopers en hy het gister 'n 10 km voltooi in, dit sê 1 uur en 52 sekondes, maar dit was 'n ekstra 140 meter, so feitelik het hy 10 km in 'n uur gehardloop. So dit is regtig wonderlik. Ek sien hier naby aan 60 gebeur al baie goed met mense. Jy kry die motivering om jouself 'n week voor jou verjaarsdag te straf deur 10 km te hardloop en dan 'n week na jou verjaarsdag jouself te straf deur vir 60 ure op 'n dak te sit. En so gepraat van die dak sit, julle sal daarvoor gesien het, oom Wessel sê dit lyk of Derek sy eie verjaarsdagpartytjie bemark. Dit is nie die geval nie. Hy probeer net so 'n idee gee van hoe dit gaan lyk wanneer hy op die dak sit. En daar is lyste hier agter as enige iemand die geleentheid wil borg. Derek wil graag vir die kerk vir sy 60ste verjaarsdag R60,000 insamel. En op die stadium is ons eintlik al by die halfpad merk. So dit sal wonderlik wees as julle dit ook so kan ondersteun. Dit gaan nie wees om vir Derek 'n groot partytjie te hou nie. Dit kan ek julle beloof. Dit gaan ook nie wees om vir hom nuwe hardloopskoene te befonds nie. Hy het dit klaar gekry. Maar dan wil ek ook vir julle sê, julle moet vanoggend baie mooi die skyfies dophou. Dit gaan dalk nie so maklik wees om te sien nie, maar hierdie einste foto van Derek nadat hy gehardloop het, is in een van die skyfies baie klein ingesit. En die eerste persoon wat na die erediens vir my kan kom sê by watter skyfie dit was, kan 'n sjokolade kry. Nou, julle sal weet, daar is hierdie ou ding gewees, ek dink dit was 'n tydskrifte of so, of in die koerante oor waar's Willie, wat 'n klomp mense is, en dan moet jy vir Willie nou gaan uitsoek tussen die mense. So hierdie is ons eie weergawe, en hierdie se naam is Daar's Derek. So julle moet vir my kom sê asseblief, waar is Derek, of kom sê, daar is Derek, na die erediens, en daar is 'n sjokolade wat julle daarvoor kan kry. Met dit wil ek dan graag vanoggend ons gebedsmoment inlei, en ek wil dit doen deur vir julle 'n stelling te lees. When we honestly ask ourselves which person in our lives means the most to us, we often find that it is those who, instead of giving advice, solutions, or cures, have chosen rather to share our pain. Such a friend is a gift of God, a guide. En met hierdie stelling kan ek dalk self bietjie kwesbaar wees. Catherine sit hier voor vanoggend. As jy haar vra, sal sy dalk vir julle sê, ek is dikwels baie vinnig om advies te wil gee. Weet, as iets gebeur in die lewe, as daar 'n situasie is, sy net wil afpak, as sy net wil hê ek moet hoor, dan is my eerste instink dikwels, kom ek gee so 'n bietjie advies. Kom ek help. En dikwels het dit die teenoorgestelde effek en eerder dalk 'n bietjie frustrasie. Maar ek dink dit is iets waarmee ons almal as mense dikwels sukkel, om regtig net iemand anders te raak te sien en regtig na hulle te luister. En tog, as jy in jou eie lewe dink ook oor die mense wat die naaste aan jou is, en die mense wat die grootste impak op jou lewe het, is dit die mense wat regtig na jou luister en regtig probeer verstaan wat jy beleef en wat aangaan, sonder om noodwendig iets te probeer oplos. So, my gebed vanoggend is in die eerste plek dat ons vir die Here dankie sal sê vir sulke mense in ons lewe, maar dat ons hom ook sal vra om ons harte so oop te maak, dat ons meer bereid sal wees om in liefde na mekaar te luister, eerder as om probleme op te los, of eerder as om
iets te beteken deur wat ons kan doen vir iemand anders. Sodat ons net mens kan wees teenoor ander mense. Kom ons voortstel. Here Jesus, ons kom vandag voor U en ons sê vir U dankie dat U ons so ryklik seën. In die eerste plek met U groot liefde, maar in die tweede plek, Here, dat U vir ons mense oor ons pad stuur. Mense wat regtig vir ons lief is en mense wat ons raak sien en mense wat ons hoor. Maar so weet ons, Here, dat U ons ook roep om ander mense raak te sien, om ander mense te hoor, om ander mense se menslikheid te erken. So vra ons U in groot nederigheid, Here, maak in ons, Here, 'n hart van vlees en nie 'n hart van klip nie. Here, 'n hart wat U liefde kan raak sien, maar ook U liefde met ander kan deel. Dit bid ons in U groot en heilige naam alleen. Amen. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En genade en vrede vir julle van God die Seun, hy wat die lig van die wêreld is. Hy het ons skuld gedra. En genade en vrede vir julle van God die Heilige Gees. Hy maak ons elke dag nuut. Kom ons antwoord dan ook op die groet van die Here met die sing van 'n loflied tot eer van sy naam.
Here, baie dankie dat U 'n God van liefde is in wie se skade ons elke dag kan skuil. Dankie dat U die God is wat ook ons skuld gedra het en ons so regverdig verklaar het. Dankie dat ons vandag die voorreg het om as geloofsfamilie nie net mekaar se broers en susters te wees nie, maar dat ons in eerste plek U kinders is. Here, en as U kinders kom loof ons U vandag, nie net met ons woorde nie, maar met ons lewe en ook met ons besittings. Neem dan ook vanoggend hierdie offergawe, Here, en mag dit wees tot eer van U naam en tot die uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre almal ook van my kant af. Ek sien vanoggend 'n hele paar vreemde gesigte hier. Ek neem aan hier is ook 'n paar besoekers vanoggend, want ons het ook 'n doopgeleentheid, so baie welkom ook aan mense wat vanoggend bietjie hier by ons kuier. As daar dalk nuwe intrekkers is, dan nooi ons u om na die diens ook net vir my en Rikus dan hier voor te ontmoet. Ek wil graag geleentheid gee dat jy so vinnig mekaar groet. Hoe gaan dit met elkeen? En dan gaan ons aan met die familienuus. Goed, net so vinnig kyk na 'n paar sake. Die program vir hierdie week gaan normaalweg voort. Erediens by Wilkers Agteroor Dinsdagoggend 09:30, dan 'n senior Bybelstudies Woensdag en aksie omgee ook Woensdagoggend 10:00. En ek wil sommer net so daar by die voorbereiding is daar 'n paar persone nog in die hospitaal, oom Stein Groewe, en tannie Noubie Huiser was in die hospitaal. Ek neem aan sy is dalk nog daar, sy het 'n knievervanging gehad, is daar iemand wat dalk weet, maar kom ons bid ook vir haar. En dan is Jaco Skooman nog in die hospitaal, en ek was Woensdag by hom gewees, en toe het hy gesê, ek moet asseblief vir die gemeente sê, hy dra sy groete ook aan almal oor, en baie dankie vir almal se gebede, en dat almal so aan hom dink, en Eloise het ook nou vir my gesê, dit gaan met hom redelik goed, maar kom ons bid ook vir haar, wat ook hierdie pad saam met Jaco loop, is nie 'n maklike pad nie, so Eloise, baie sterkte ook vir jou, en ons dra jou ook aan die Here op. En dan het ek ook verstaan dat dan Helene van Heerden weer in die hospitaal was, maar weer ontslaan is. Ek weet sy was in die hospitaal nie, maar kom ons bid ook vir haar dan asseblief. En dan het ek nou net 'n boodskap gesien dat tannie Libby Lou vanoggend 6:00 oorlede is. En jy sal weet, ek dink dit was verlede week of voorverlede week wat ons sê sy is 92. Maar ek sien julle is na die boodskap gestuur, sy is vanoggend 6:00 oorlede. So kom ons dink ook dan aan daardie familie in hulle hartseer tyd. Dan herinner ons aan die gemeenteete volgende Sondag. Dit is met die oog op die gemeente se verjaarsdag, nie my verjaarsdag nie. Onderskei dit net asseblief. Bring en braai, en ons het besluit dat ons sal pap en sous gee, en jy bring die eie vleis en ander bykosse en drinkgoed as wat jy ook al wil saambring, en dan gaan ons sommer net lekker saam kuier en die gemeente se 66ste verjaarsdag vier. So gaan 'n lekker geleentheid wees. Is
altyd lekker om saam te kuier en saam te eet. As ons so lees in die Bybel, dan sien ons hoe dat Jesus baie kere saam met mense geëet het, en dit was juist by daardie geleenthede waar hy juist na mense uitgereik het en vir mense omgegee het. So die eerste gemeente in die vroeë kerk het weekliks saam geëet, so ons kan ook nog 'n bietjie werk daaraan om by elke week 'n gemeente ete uit te kom. Ons is nog ver agter wat dit aan betref. So ons gebruik elke geleentheid wat ons as geloofsfamilie het om lekker saam te kuier en so ook mekaar beter te leer ken. Maricus het nou gesê van ek wat daarom so 'n paar uur in alleenheid gaan deurbring en dan ook net rondom die gemeente ete, daar's lyste by die deure wat u net asseblief u name moet opsit as u dit gaan bywoon. Ons wil net weet hoeveel potte pap en hoeveel potte sous moet ons maak. En ek dink Karen sal 'n elektroniese besprekingsvorm ook uitstuur, maar ons wil asseblief vra, moenie jou naam hier op die lys sit en elektronies bespreek nie, en bespreek net een keer elektronies asseblief. Ons het met die vorige ete was daar persone wat 3 of 4 keer bespreek het. Ons gaan volgende keer dat jy 3 of 4 keer betaal dan daarvoor. So bespreek net een keer. Hierdie ete is nou gratis, so jy gaan nou nie hiervoor betaal nie. Maar bespreek net een keer asseblief, of op die lyste of een keer elektronies. Anders maak dit die getalle regtig baie deurmekaar. Ek dink dit is al op die gedrukte vorm of op die basyn wat jy gekry het. Dan is daar so 'n paar ander wat ons net wil sê, eintlik net een. Ons wil baie geluk sê aan Gerne en Corley wat hier voorsit met hulle troue so 'n paar weke gelede. Ek het vir hulle gesê ons soek daarom 'n troufoto. So Gerne en Corley, ons het min die geleentheid om jong mense hier met hulle huwelik geluk te sê. Ons sê gewoonlik vir mense geluk met hulle 60ste of 80ste of 100ste huweliksherdenking. So maar baie geluk, so voorreg om vanoggend vir julle baie geluk te sê met julle troue in April maand, en mag die Here vir julle regtig ryklik seën. Ek dink dit verdien 'n lekker handeklap. Dan kom ons by die verjaarsdag. Die 18de Mei, dan is Susan Reineke. En die 20ste Mei, dan die Tina de Beer. Gewoonlik aan die linkerkant. Ek sien nou nie. Dan die 22ste Mei, oom Bani Boonsaier. En jy sien sy ouderdom daar 98. En ek wil vir u sê, ek was nou redelik onlangs by hom gewees, en hy is nog baie goed aan die gang, en dit gaan met hom eintlik baie goed. So, ek kan ongelukkig nie meer goed beweeg nie, of loop nie, daarom is hy nou nie vanoggend hier nie. En dan die 24ste Mei, dan die Pietro Campbell. Is iemand anders behalwe dan die Pietro? Vanoggend hier, dan die Pietro, my verjaarsdag maatjie, dan kan dan maar vorentoe kom, en kan julle glo dat hierdie tannie 90 is, amper 90 is. Kom ons kyk verder dan die Pietro. Hier is
Voordat ons die kindermoment doen, het ons net so vanaf nog 'n kers wat ons moet aansteek. Sekere mense kry spesiale voordele, hulle hoef nie te wag tot hulle 80 is nie. Net omdat hy bereid is om 60 ure op die dag te sit vir hierdie gemeente. Derek verjaar Saterdag, so vra dat hy ook eens 'n bietjie kers sal aansteek. Die skit is van ouderdom, van veel ander. Kom ons bid dan ook die Here se seën. Terwyl die kinders vorentoe kom, wil ek net sommer so met 'n kopknik hier in die gemeente sien, stem julle almal saam dat wraakgierigheid 'n lelike ding is en dat daar nie plek is vir dit in die kerk nie. Kan ek sien, almal stem saam? Want terwyl daar Derrikie voorgestaan het, het ek vir my gesê, ek gaan my kry vir daai foto wat ek opgelaai het. So, as julle sien iets sleg gebeur met my, weet net, dit moenie so wees nie. Goed. Kan ek vir sien hier in die gemeente, wie almal in die week verjaar, as jy nou hier voor was, steek ook maar elk jou hand op. Ek is 7. Ja, maar dis al laasweek gewees is, hè? Goed, is daar enige verjaarsdag nog? Daar so, hier in die linkerkant, hier so. Okay, ons moet vir julle ook 'n sjokolade gee, want julle het getrou. Wie gaan my help uitdeel? Okay, gaan jy? Okay, wie gaan my nog help uitdeel? Okay, Gideon, sal jy asseblief gaan eers vir hulle vat, die res steek julle hand op asseblief. Hier so op die korlynkarne wat hier so sit. Dan hier so Marlietjie, jy gaan die kant af, daar so, en daar agter. Hier so. En dan kan jy hier so kyk, direk ook. Dan sal ek doen met die Derek. Daar agter Marlietjie. Marlietjie kan sy hand opsteek, dat sy kan sien, dat sy. Goed, dankie, oom Sil, oom Elga. Goed, voordat ek vir julle sjokolade gee, julle kan ek hoor dat ons vanoggend 'n babietjie gaan doop. So, wie kan vir my sê wat die doop is? Wie kan julle weet? Wil julle hier so kom kyk? So, hierdie groot bak kom hier so, kan nou waar kom, voel die dat is al geluid. En ek voel daai water. Dit is lekker warm, dit is baie goed hulle vraag. So, ons gaan vandag 'n babietjie doop. En die doop is 'n geleentheid waar ons herinner word dat God haar gekies het. En ons gekies het, en dat hy vir haar baie lief is, en vir ons baie lief is.
En so gaan ek al net doop as 'n teken dat God haar gekies het en dat haar sy kind maak. Kyk, so, julle voel dis dan lekker warm water, dit is nie, daar is nie 4 uur onder op iets wat het warm maak nie. Gooi net 'n bietjie warm water en dan anders heel sy weet en dan is die water op so en dit kan nie mooi wees nie. Maar ja, so, dit is wat ons al vandag hier gaan doen, jy sê, gewone water, jy moet maar nou mooi opbid as ons doop, nee. Dan gaan ons al doop die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kyk, goed, ek wil vra, dat julle saam met ons bid asseblief. Kom ons gaan ons neem. Here Jesus, baie dankie dat U ons liefhet. Dankie Jesus, dat U ons kies en ons die kinders maak. In Jesus naam. Amen. Sy. Nou wat julle sjokolade ook so mooi verdien. Ek baie van jou strik dassie hier voor so nee, dit is heel erg. Ek het niemand gemis met die sjokolade. Nee, ek moet sê. Ons gaan vanoggend lees uit die Evangelie van Johannes uit, spesifiek Johannes 13 vers 31 tot 35, maar voordat ons lees wil ek graag hê dat ons saam sal bid en daarna wil ek graag ook vir julle ietsie vertel. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat ons hier as geloofsfamilie saam kan wees om uit U woord uit te lees. Here, dankie dat ons saam kan aanbid in blydskap. Dankie dat ons saam kan bely dat U ons liefhet en daarom kan ons vir U en vir mekaar lief hê. Lei ons vandag, Here, dat U waarheid regtig sal deurskyn, dat ons nie besig sal wees met mense taal en mense dinge nie, maar dat U Gees ons vandag sal lei in U waarheid. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek dink almal wat hierso sit het waarskynlik al oomblikke in julle lewe gehad dat iets gebeur of jy 'n interaksie met iemand het wat regtig drasties in jou lewe ingryp en na so 'n interaksie het jy nie 'n ander keuse as om anders na die wêreld te kyk of anders na dinge of om dinge anders te sien en regtig eintlik anders te leef. En ek wil vandag graag vir julle so oomblik deel en dit is 'n verhaal van iemand wat lidmate hier was en albei van hulle is nou al oorlede, maar julle sal hulle waarskynlik baie goed onthou. En dit is Barbara en Johan Nofke. En die van julle wat vir Barbara kan onthou is, sy was 'n persoon wat baie lief was vir praat en gesels, maar altyd hierdie borrelende, sprankelende persoon. Sy het vir baie lank op verskeie male met kanker gesukkel. Sy was een van die eerste gemeentelede met wie ek regtig 'n nou pad gestap het en haar leer ken het. En sy is die tipe mens wat baie diep in mense hart inkry. En ek was op 'n stadium met verlof gewees en Derek bel my die dag, Barbara was toe in die hospitaal vir verder behandeling. En Derek, ek was eers met verlof, ek was op braai gewees hier by die kerk, ons was nog almal besig om te braai. En ek kan nie onthou vir Derek of vir my Elgaard was wat gesê het, maar die dokters het gesê hulle kan niks meer vir Barbara doen nie, en hulle gaan haar binnekort na 'n hospis toe skuif en daar gaan sy basies op pynmedikasie dehydreer en sterf. En so is ek en Derek beide na Wilgers Hospitaal toe. En toe ons al aankom toe is klomp van Barbara se familie daar in die enkelkamer. En dit was eintlik 'n afskeidsproses. En
soos wat ons daar inkom, jy weet, ek stap in, ek is ons met die dominee, ek is daar om te vertroos, ek is daar om daar te wees vir haar en te ondersteun en vir die familie daar te wees. En soos wat ek daar by Barbara by die bed staan en hierdie realiteit tref my, kon ek nie anders as om regtig eintlik maar soos 'n babietjie te begin huil nie. En die ongelooflike ding wat daar gebeur het, is eerder as om enigiets anders te doen, vat Barbara my en gee my 'n drukkie. So waar ek as pastoor moes gaan om 'n vertrooster te wees en om daar te wees, is dit eerder Barbara wat met haar eie sterflikheid moet reken, die een wat my vertroos het. Die een wat my vasgehou het. Die een wat vir my gesê het, sonder enige woorde, maar dit is alright. En dinge gaan alright wees. En ek deel graag hierdie oomblik met julle, want ek glo dit is ook baie relevant tot vandag se skriflesing. En met dit lees ek dan vir ons Johannes 13 vanaf vers 31 tot 35. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Ons lees tot sover. Hierdie is 'n baie kort gedeelte en dit is eintlik so 'n inleiding tot Jesus se afskeidswoorde aan sy disippels wat tot so by Johannes 17 aangaan. En daar's eintlik nie soveel wat mens oor hierdie gedeelte op sy eie kan sê nie. Maar wanneer mens hierdie skrifgedeelte binne die konteks van die hele Johannes 13 sien, dan is daar eintlik verskriklik baie aan die gang. So in die eerste plek sien ons dat Jesus hier oor sy verheerliking praat en die verheerliking waarna hy verwys is nie net sy opstanding nie of nie net sy wederkoms nie, maar sy sterfte aan die kruis. Sy eie dood is die verheerliking waarna Jesus hier verwys. Maar soos wat hy hierdie afskeidswoorde met sy disippels deel, sê hy ook vir hulle, of gee hy aan hulle ook 'n nuwe opdrag. En hy sê vir hulle, maar julle moet vir mekaar lief wees, soos ek vir julle lief is. En daardie woorde is iets wat hy gebruik nadat hy vir hulle gewys het hoe hierdie liefde lyk. Johannes 13 begin by Jesus wat die aand voordat hy sterf, sy disippels se voete was. So hy wat die leermeester is, hy wat hierdie verskriklike belangrike persoon is, buig neer en hy was sy disippels se voete. Hy is by hulle teenwoordig, hy is daar vir hulle, hy maak nie aanspraak op sy eer of aansien nie, hy buig neer by 'n skottel, en terloops, hulle voete was waarskynlik baie vuil gewees, want hulle het op stofstrate geloop, hulle het regte Moses sandale gehad, soos wat ek dit noem. So hulle voete was vuil, en tog is dit vir Jesus belangrik om hierdie regte intieme nabye oomblik met sy disippels te deel. So, Jesus sê nie net vir hulle, julle moet nou vir mekaar gaan lief wees nie, dis nie leefwoorde nie. Jesus leef letterlik hierdie liefde uit. En soos wat ons almal dan die verhaal ook ken, weet ons dat Jesus se verheerliking aan die kruis nog 'n verdere daad van liefde is. Groter daad van liefde. So groot daad dat Jesus nie sy eie mens wees, sy eie goddelikheid belangrik genoeg af om dit te wil hou nie. Dat hy so lief is vir sy disippels en vir ons, dat hy sy lewe vir hulle gee, dat hy homself leegtap van alles. Hierdie groot dade van liefde van Jesus is nie dade wat
waar hy homself enige eer probeer spaar nie, waar hy nie probeer om sy ego te beskerm, want hy's 'n leermeester, hoe kan hy iemand se voete was nie? Dit is ook nie gebaseer op hoe wonderlik of hoe goed die disippels of sy volgelinge is nie. Van die ander twee gedeeltes wat ons lees in Johannes 13, is in die eerste plek dat Jesus aanwys dat Judas hom gaan verraai. En die gedeelte net na hierdie ene, is Petrus wat sê, maar Here, ek sal die volg waar ook al jy gaan. Want Jesus sê mos hier, waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Maar Petrus sê met vasberadenheid, nee Here, waar ook al jy gaan, daar sal ek ook gaan. Ek sal u volg, maak nie saak waar nie. En dan sê Jesus vir hom, maar Petrus, voordat die haan vanaand kraai, sal jy my 3 keer verloon. Sal jy in my laaste oomblikke, in my uur van nood, sê, maar ek ken nie hierdie man. Uit vrees vir jou eie lewe. En hier sien ons dan hierdie verskriklike kontras van Jesus wat so lief is vir sy disippels, dat hy voor sy dood hulle voete was. En dat hy doodgaan, nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar juis sodat hulle kan leef. Hy doen dit nie vir homself nie, hy doen dit vir hulle. Daarteenoor sien ons hoe sy volgelinge hom in die eerste plek verraai vir 30 goue muntstukke of silwer muntstukke, en daarteenoor dat hulle hom ontken en die pad wat hy saam met hulle gestap het. Die vrees wat hulle voel is so oorweldigend, dat hulle hierdie opdrag van liefde vergeet. Dat hulle hierdie groot daad van liefde wat hy aan hulle bewys, vergeet. Soos wat ons ook dan so maklik kan doen. En dan wanneer ons hier in Johannes lees, dan vra ons onsself miskien, maar hoekom gebeur dit dan so, dat Petrus Jesus verloor? Hoekom gebeur dit, dat Judas Jesus verraai? As hy vir hulle soveel liefde in oormaat gee, as hulle hom so goed ken, as hulle saam met hom kan eet, saam met hom maaltye deel, saam met hom 'n pad stap, sien hoe hy ander mense genees, sien hoe hy van hulle en hulle familie ook genees. Hoe is dit moontlik dat hulle al hierdie liefde ervaar en tog kies om hom te verloon en te verraai? Wat gaan hier aan? Derek en Ilse Marie sal nou weet, ek nie eers waar in daar bo sit sy by Gerdrey, sal nou weet, ek praat al 'n ruk oor 'n boek wat ons onlangs gelees het, van Eugene Peterson, en in hierdie boek sê Eugene Peterson, daar's hoofsaaklik 3 tale waarin mense kommunikeer. Die eerste taal wat jy aanleer as 'n babatjie, die eerste taal wat jy leer, is 'n liefdestaal, 'n taal van nabyheid, 'n taal wat sonder woorde dikwels gepraat word. Dit is die taal wat 'n babatjie leer, dat wanneer hulle huil en wanneer hulle oorweldig is, hulle ma hulle optel en styf teen die bors druk en saggies wieg, dat hulle kan ophuil, dat hulle kan voel, maar ek is nie alleen nie. Of wanneer hulle honger is, dat hulle ma dit agterkom, of hulle pa dit agterkom, en hulle dan voed. Dit is 'n taal van absolute kwesbaarheid, waar die babatjie net kan kommunikeer, maar dit is wat ek beleef, help my. En daarteenoor die reaksie van liefde wat sê, maar hier is ek, kom ek help jou. Die tweede taal is inligtingstaal. Dit is die harde feite, wat ons almal baie goed mee is. Dit is om met hierdie teks om te gaan, en ek kan vir julle sê, hoe hy histories ontstaan. Dit is die taal wat sê, maar wie is nou eintlik die skape van die Here, en wie is nou eintlik nie die skape van die Here nie. Ons taal om te verduidelik, wie is gered en wie is nie gered nie. Wie is 'n kind van God en wie nie. Ons taal wat verduidelik, maar wie is nou eintlik die regte kerk en wie is nie die regte kerk nie. Ons taal wat ons gebruik om te onderskei, maar wat is goeie optrede en slegte optrede, of wie is 'n goeie mens en wie is 'n slegte mens. Net die feite. Die derde taal waarin ons kommunikeer is oorredingstaal.
taal wat jy gebruik om iemand te kry om iets te doen, of om op te hou om iets te doen. In die kerk sal dit miskien taal wees wat sê, maar weet jy waartoe jy gaan as jy vandag sterf? Taal wat jy gebruik om iemand te kry om uiteindelik dalk tot bekering te kom. Om uiteindelik dalk te sê, nee, maar dalk het ek die Here nodig. En hierdie taal is dikwels baie diep ingelê in manipulasie. Hierdie idee dat jy deur iemand skaamte laat voel oor wat hulle doen of wie hulle is, kan kry om op te hou doen waarvan jy nie hou nie, of om te doen waarvan jy, of wat jy graag wil hê hulle moet doen. En in hierdie tweede en derde taal is ons almal baie goed. Dit is nie 'n moeilike taal om in hierdie wêreld mee om te gaan nie. As jy genoeg inligting het en jy weet hoe om dit oor te dra op 'n oortuigende manier, kan jy ontsettend ver kom. En so dra ons hierdie taal ook dan in ons verhoudings in. In ons nabye verhoudings probeer ons altyd om mense te kry om te doen wat ons graag wil hê. Dalk deur 'n subtiele opmerking wat jy nie direk sê, hoorie, maar wat jy nou gedoen het my seer gemaak nie. Maar jy weet, dalk gaan ek nou maar net stil word, sodat jy moet sien, dis nou ietsie fout. En dan moet jy nou maar raai wat dit is, maar eventueel sal jy dalk jou gedrag verander. Of ander kere is ons dalk selfs besig om hierdie taal met God te probeer gebruik. Ons probeer in die eerste plek God met ons verstand verstaan, hoe God werk, vir wie hy lief is, vir wie hy nie lief is nie, wat gaan aan. Maar daarbey saam in ons gebede ook, probeer ons dikwels God se arm neem. Here, maar as U hierdie vir my doen, sal ek elke Sondag kerk toe kom. Here, as hierdie U wil is, laat dit asseblief gebeur, maar ek wil graag hê dit moet gebeur, so asseblief laat dit U wil wees. Asseblief tog. Maar die eerste taal, die liefdestaal, die taal van nabyheid, leer ons van 'n baie vroeë ouderdom af. Ons leer om dit nie te gebruik nie. Want in die wêreld waarin ons leef, leer ons dat wanneer ek kwesbaar is, kan ander mense my seer maak. Wanneer ek eerlik kommunikeer wat in my hart aangaan, dan kan iemand dit uitbuit. Dan kan hulle my verniel. Waar babietjies nie anders te kan as om te kommunikeer wat hulle beleef nie. En waar ons dikwels met klein kinders sag omgaan en sê, maar jy weet, as jy hartseer is, kom hier na toe. Ek weet wat jy voel. Soos wat ons begin ouer word, raak daardie genade al minder. Hoe kan ek vir iemand sê, as ek hartseer is, wat gaan hulle van my dink? Hoe kan ek vir iemand sê, dat wat jy nou gedoen het my seer gemaak? Dan gee ek hulle hou vas, want dan weet hulle, as hulle dit aanhou doen, kan hulle my aanhou seer maak. En so begin ons leer om hierdie egte menswees binne in ons weg te steek. Ons werklike emosies, hoe ons regtig voel oor dinge, waar ons regtig opgewonde en passievol is, begin ons wegsteek. Want wat as ek vir iemand sê, hierdie is my droom, en hulle sê vir my, maar dis 'n simpel droom. Wat maak ek dan? So ek steek dit weg, en ek loop al dieper in inligtingstaal in. Ek deel eerder feite, as iemand vir my vra, hoe gaan dit, dan sê ek vir hulle, maar hierdie en hierdie het in die week gebeur. Nie hoe dit my laat voel het nie, nie hoe ek voel nie, net, jy weet, 3 klomp dinge het gebeur. Wanneer ek en iemand in 'n gesprek is, en ek sien, hulle gedagtes is in 'n ander rigting, dan probeer ek my taal so gebruik, dat ek hulle wys, maar hulle is verkeerd, hulle moet eerder doen wat ek wil hê. En so beweeg ons deur, en ons is gemaklik hiermee. Nog erger, keer dit ons nie net om lief te wees nie, dit keer ons daarvan om onvoorwaardelike liefde te aanvaar. Want ons is altyd skepties, as iemand vir ons regtig lief is. Gee hulle regtig so baie om vir my? Is hulle regtig bereid om soveel vir my te doen? Of hoekom doen hulle hierdie dinge? Daar moet iets hier agter steek. En wanneer ons dit begin sien, dan is Petrus se optrede nie so vreemd nie. Dan begin ons eintlik by Petrus
wat Jesus verloon sien dat hy dalk nie besef hoe onvoorwaardelik lief Jesus vir hom is nie. Want hy het daai taal verleer. Ons sien self dat wanneer Jesus sy voete was, dan sê Petrus, nee Here, U mag nie my voete was nie, ek sal dit nooit toelaat nie. En dan wanneer Jesus sê, maar om deel van my te hê, moet ek jou voete was, dan verstaan Petrus aan die ander kant weer verkeerd en hy sê, maar Here, was dan sommer my hele liggaam. Petrus verstaan nie die liefde wat Jesus aan hom bewys nie. Ons verstaan nie die liefde wat Jesus aan ons bewys nie. En dan wanneer ons teruggaan na die verhaal wat ek vir julle aan die begin vertel het, is dit wat Barbara gedoen het in daardie hospitaalkamer nie die tweede taal van inligting gewees nie. Sy het my nie probeer vertroos deur vir my te sê, ag maar weet jy wat, dit gaan pynloos wees nie. Of weet jy wat, ek weet waarheen ek op pad is. Moenie bekommerd wees nie. Nee, Barbara het my vasgehou en saam met my gehuil. Sy het ook nie my probeer oortuig dat ek 'n ander manier moet voel as wat ek het nie. Sy het my pyn beleef, en onthou wat ek in die gebedsmoment gelees het. Sy het my pyn beleef, te midde van haar pyn, en sy het albei vasgehou. En saam in daardie pyn het liefde weer geskemer. En dit is dan wat Jesus ook in hierdie gedeelte doen. Wanneer Jesus sê, julle moet vir mekaar lief wees, soos wat ek vir julle lief is dit nie oorredingstaal nie. Dis nie inligtingstaal wat Jesus hier gebruik nie. Jesus is besig om die eerste liefdestaal uit te leef. Jesus is besig om naby aan sy disippels te wees, ten koste van homself. Ja, Jesus het ook hierdie vrese gehad, die vrese van die werklikheid, dat as hy hierdie groot liefde bewys, hy kan seer kry. Hy het geweet, hy gaan seer kry. Hy het geweet, hy gaan hierdie groot liefde aan Petrus bewys, en tog gaan Petrus hom verloon. Hy het geweet, dat as hy hierdie liefde tot op die uiteinde toe vat, gaan dit sy dood letterlik beteken. En 'n swaar dood daarbey saam. Maar tog kies Jesus om hierdie eerste taal in egtheid en opregtheid teenoor sy disippels uit te leef. En dan wanneer Jesus dan hier sê, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het, is dit nie 'n blote opdrag of inligting of manipulasietaal nie. Dit is 'n uitnodiging. Jesus nooi sy volgelinge uit om anderste na die wêreld te kyk. Om 'n taal wat hulle lankal verleer het as gevolg van 'n stikkende wêreld weer aan te leer. Om te sê, ek lewe nie om inligting oor te gee in 'n verhouding of iemand te kry om te doen wat ek wil hê nie. Ek lewe om ander mense raak te sien. Om nie my pyn of ander mense se pyn te vermy nie, maar dit juis raak te sien. En soos Barbara in daardie oomblik, in daardie pyn ander mense te omhels, en vir hulle te sê, maar ek is lief vir jou, en ek is hier vir jou. En om daarby saam te sê, maar sien 'n wêreld waar jy kan toelaat dat ander mense vir jou lief is, soos wat jy is. Waar jy nie hoef weg te steek as jy hartseer is. Waar jy nie hoef weg te steek as iets wat iemand doen jou seer gemaak het nie. Waar jy nie hoef weg te steek as jy regtig opgewonde is oor iets nie. Maar waar jy dit eerlik kan kommunikeer. En waar die mense rondom jou, wat ook volgelinge van Christus is, kan sê, maar ek is saam met jou opgewonde. Ek is saam met jou hartseer. Ek stap hierdie pad saam met jou. Nie om vir jou 'n klomp antwoorde te gee nie, nie om jou probleme op te los nie, maar om jou hand vas te hou en vir jou te sê, jy is nie alleen nie. Wat Jesus dan hier kom doen, is om die eerste stap te neem. Want Jesus weet, dat as dit van ons afhang, gaan ons altyd te bang wees om regtig lief te hê.
Ons gaan altyd te bang wees om regtig onsself te wees. Ons gaan altyd soos Adam en Eva agter 'n bossie probeer wegkruip vir die Here. Want ons kry skaam oor wie ons is. Ons kry skaam oor wat ons voel. En om daardie brug te oorkom, sê Jesus, maar kyk wat doen ek. Ek is nie bang om verneder te word nie, want ek is lief vir jou. Ek is nie bang om jou voete te was nie, want ek is lief vir jou. Ek is nie bang om selfs die dood te trotseer nie, want ek is lief vir jou. En omdat ek jou eerste lief gehad het, kan jy nou vir my lief wees en ook vir ander mense. Dis nie 'n opdrag nie, dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging om uit hierdie gebroke wêreld van inligting en manipulasie uit te loop en in 'n wêreld in te loop waar jy regtig net kan mens wees teenoor ander mense. Waar jy regtig net kan mens wees teenoor God met jou hele sak patats. En so het ons dan vanoggend ook die voorreg om 'n baba te doop. En die doop, net soos die voetwassing, net soos Jesus se sterfte aan die kruis, is weer eens 'n belofte en 'n bevestiging en 'n uitnodiging tot 'n gemeenskap wat anderste na die wêreld kyk, wat anderste praat, wat anderste omgee. 'n Gemeenskap wat sê, kom hiernatoe en wees ten volle mens, Nina, want ons is lief vir jou. Ons is nie hier om jou te laat skuldig voel nie, ons is nie hier om jou te oordeel nie, ons is nie hier om jou in die hemel te kry of jou uit die hel te hou nie. Ons is hier om lief te wees vir jou. Ek wil graag 'n oomblik van stil gebed gee, om regtig vir jouself te vra, maar waar is die plekke in my lewe waar vrees besig is om te regeer? Waar is die plekke waar ek my menswees wegsteek vir ander? Waar ek wegkruip vir mense en vir God, omdat ek bang is dat ek gaan seer kry? Waar is die plekke waar ek nie kan liefde ontvang nie, en waar ek nie regtig lief kan wees nie? Kom ons word stil. Here Jesus, ons kom in stilte en nederigheid voor U. En ons erken, Here, die sonde het ons so stikkend geslaan. Here, 'n wêreld van haat en van oordeel het ons so gebreek, dat ons bang is om onsself te wees. Here, dat ons bang is om regtig voor U en voor ander net te leef. Here, ons is bang om liefde te ontvang, want ons bevraagteken altyd of dit opreg is. Maar so is ons ook bang om liefde te gee, want ons is bang dat die liefde wat ons probeer gee, verwerp word. En so vra ons U, Here, help ons om die grootheid en die wydheid en die diepte van U liefde te verstaan. Here, help ons om te verstaan dat U ons gekies het, dat U vir ons lief is, ten spyte van ons tekortkominge. En help ons om te weet dat U ons geroep het tot 'n gemeenskap waar ons ook vir mekaar so lief kan wees. Waar ons 'n klomp sondaars en gebroke mense, wat al probeer ons bes soveel keer U en mekaar teleurstel, dat ons kies om te groei in 'n wêreld in, waar ons kwesbaar en opreg en eerlik voor mekaar kan leef. Waar ons saam met mekaar bly kan wees en saam met mekaar kan hartseer wees. Waar ons mekaar regtig raak sien. Dit bid ons in U naam alleen. Amen.
Ek vra dan nou dat die doopouers asseblief na vore sal kom. Oumas en oupas is ook welkom. Ik zei, ik zal in stand tegen ook dat het niet naar water was. Daarom is ook wat er iets mogelijk is. So, by die geleentheid van die doop wil ek graag vir julle as ouers 'n paar vrae jy kan aan die einde antwoord. Julle kan sommer saam luister en so stil word ook as familie antwoord. Die eerste vraag is dat glo julle dat die drie-enige God en sy oneindige liefde vir Nina gekies het, selfs nog voordat sy gebore is, om sy kind te wees? Die tweede vraag wat ek daarby wil saamvra is, glo julle dat die Bybel die getuienis is van God se oneindige groot liefde en dat dit ook iets is waar God aan haar beloof dat sy kind is. En die laaste vraag, en 'n baie belangrike vraag is, beloof julle as ouers van Nina tot die beste van julle vermoë en deur die genade van Jesus Christus groot te maak in 'n huis waar sy eerlike en opregte liefde sal ken, waar sy in die Bybel van die Here sal leer, maar meer so van die Here se liefde sal leer, deur hoe julle haar hanteer, en hoe julle haar bewys hoe lief julle haar. Dan wil ek so die gemeente ook 'n vraag vanoggend vra aan julle kan. Dis net een vraag, ek kan nou saam antwoord. Beloof julle om hier in NG Meyerspark in Nina en vir al ons kinders en gemeentelede 'n ruimte te skep waar hulle kan groei in liefde, waar hulle nie oordeel en haat en vrees sal beleef nie, maar waar hulle 'n tuiste sal vind van mense wat vir hulle lief is, vir haar lief is en vir mekaar lief is. Wat is julle antwoord? Met dit dat ek voorreg om vir jou Nina Koorte te doop in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Ek wil die Here grootens vra, kan ek haar asseblief dra en gemeente bekend stel. Dat hulle ook kan ontmoet. Ek sê dit ons los nie julle ek en julle mag nie verder. Dit is ook vir julle mag, maar is er die week en nou hier ook dan sê ek trouwens in die
Dis jou maatjie se maak. Die is denk ek dan is dit. Amper jong klaar. Was ons saam en dit maak dit en dan slaap. Vra dat ons hoof stil byt en saam ook met vir julle as familie sal bid. Here Jesus, ons dankie dat ons die voorreg het om hier nou ook so in ons geloofsfamilie in te verwelkom. Here, dankie dat Sean en Renee ook so onlangs deel geword het van ons geloofsfamilie, maar dat hulle klaar so mooi ingeburger en tuis is. Here, ons vra dat U vir Nina en vir hulle regtig net 'n oormaat van liefde sal gee. Here, in elke aspek van hulle lewe, maar ook hier in die gemeente. Here, dankie dat U vir haar en ook vir elkeen van ons gekies het in U groot genade en ons die kinders gemaak het. Ons dankie daarvoor en ons prys U naam tot in ewigheid. Amen. Ek het een van julle seentjies vergeet. En julle moet ook so 'n bietjie iets beteken vir my. So in die eerste plek is hierdie 'n kers. Ek het so ruk terug was dit vir Sean en Renee gewees. En ek sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n kers gee, wat julle elke jaar kan aansteek om te onthou dat Nina gedoop is. En toe sê Sean, o, is dit waarvoor hulle ons laas keer 'n kers gegee het? So nou weet hy daarom en nou het hulle 2 doopkerse. Die eerste een is net 'n doopseël. En dit moet julle asseblief teken en dit kan julle self hou. Dis nou spaar. So, julle teken hierso en dan teken ek onder julle. Hierso. En dan moet julle net 'n meer amptelike dokument ook hier gou vir my teken. Handtekening. Net een van julle hoef hier te teken. Goed. Met dit gee ek dan hierdie aan julle. Julle moet net die Bybel ook van my kry na die tyd. So moenie gaan voor dit nie. En dan sê ek vir jou en vir julle eintlik weer eens welkom. En
Terwyl ons dan so sit, kom ons sing Waar daar liefde is as slotlied. Staan dan ook nou en ontvang die seën van die Here. Mag jy elke dag herinner word dat die Here God, die Vader jou gemaak het in groot liefde, dat Jesus Christus in liefde vir jou gesterf het, en dat die Heilige Gees in sy groot liefde jou lei om elke dag lief te hê, soos wat hy jou lief het. Amen. Amen.